Goeiemôre en baie welkom by ons laaste oordeenking vir die week. Ek hoop dit gaan baie goed met jou. Daar waar jy vandag na hierdie boodskap kyk of luister met dalk 'n koffie in jou hand reg vir die naweek. Dankie dat jy vanoggend tyd maak om net vir 'n paar minute saam met my deur God se woord te reis vir ons laaste oordeenking vir die week saam. Maar familie, net om vinnig op te som, hierdie week het ons deur verskillende emosies gegaan. Ons het gegaan deur die emosie van om moeg te wees. Wanneer ons stil word en dit voel ons woorde is min, wanneer ons teleurgesteld is en dit ons hinder om te bid. Maar vandag kom ons by 'n plek waar ek alles wil saambring. Nie net om weer te begin bid nie, maar om weer te leer hoe om te bid. En dit is met eenvoud, met 'n opregtheid, met 'n eerlikheid. Jesus het nie 'n ingewikkelde gebedstelsel gegee nie, maar hy het vir ons 'n simbool van afhanklikheid gegee. En hy het gesê, toe sy disippels na hom toe kom en hom vra, Here, leer ons bid, het hy vir hulle geleer bid. Hy het vir hulle gesê, so moet julle bid. Lees saam met my die volgende. Hy sê vir sy disippels, bid dan soos volg: Ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil op aarde uitgevoer word, soos in die hemel. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het en vergeef ons sondeskuld, sodat ons ook ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry ons van die greep van die bose. Hierdie familie is Matteus 6 vers 9 tot 13. Die Onse Vader, baie bekend. En die kern van weer leer bid lê nie in tegnieke nie, maar dit lê in verhouding. En ek wil vandag 3 dinge hier uitlig. Die eerste ding is, gebed begin by ons afhanklikheid. Die Onse Vader begin met ons Vader wat in die hemel is. Dis om ons afhanklikheid teenoor die Vader te bely. Dis 'n intieme erkenning met wie ons praat. En om te leer bid beteken om jou trots en jou selfvertroue eenkant te sit en te erken, Here, ek het U nodig. Dit is eenvoudiger as wat ons dink, maar dit is baie moeilik om dit te doen, te erken. Die tweede een is, dat gebed is 'n ritme. Ons groei nie in 'n gebed wat die heeltyd 'n lang lys is wat ons moet voltooi en moet aftik nie, maar ons groei deur verhouding, deur die heeltyd terug te gaan na God toe. En soms is dit 30 sekondes van stil wees, soms is dit 'n uur, soms is dit net 'n herhaling van 'n eenvoudige skrifvers en ons sit met dit by God, maar dit is om elke dag op te daag en by die Here te sit en te bid. En die derde ding is, woorde is slegs 'n hulpmiddel. En wat bedoel ek hierby? Daar sal tye wees wanneer woorde baie maklik vloei. Wanneer jy lekker met God kan gesels, wanneer jy voel, dit is so lekker om hier te wees, maar dan is daar tye ook waar jou woorde gaan droog word, wanneer jy nie meer gaan weet wat om te sê nie, hoe om te bid nie. En dan weet ons, soos wat ons gister geleer het, ons het 'n helper, ons het die Heilige Gees, ons het 'n advokaat wat vir ons intree, en daarom kan ons net weer gaan sit by die Here. En om weer te leer bid beteken nie dat jy nooit meer twyfel of nooit weer gaan moeg wees nie. Nee, dit beteken wel dat jy elke dag terugkom. Dat jy op die roete bly, 'n roete waarop God jou ontmoet waar jy is. En daarom is gebed 'n lewende verhouding. Soms stil, soms hard, maar altyd genadig. So familie, as jy weer wil leer bid, begin vandag met die Onse Vader. Gaan sit by die Here. Luister weer dalk hierdie oordeenking terug. Dink aan hierdie 3 dinge. Besef vanoggend met wie jy praat. Jy praat met die koning van die konings. Jy praat met die een wat jou gemaak het, wat jou geskep het, wat jou talente en gawes gegee het. En al wat hy vandag soek, van my, van jou, van ons almal, is net ons aandag. Dat ons konstant terug sal kom na hom toe en daai verhouding saam met hom aan die gang sal hou. Familie, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir vanoggend. Here, vanoggend vir ons hoor hoe U ons leer om te bid. En vanoggend erken ons net ons diep afhanklikheid van U. Vader, ons kan nie hierdie sonder U doen nie. Ons kan nie 'n lewende verhouding met U hê sonder U nie.
sonder die teenwoordigheid nie. En Here, daarom weet ons dat ons moet opdaag. Dankie dat U altyd daar is wanneer ons wel kies om op te daag. En ek bid, Here, dat soos wat ons hierdie week gereis het oor gebed, Here, dat dit 'n konstante ding sal wees wat ons elke liewe dag doen. Al is ons moeg, al is ons uitgeput, al is ons teleurgesteld, dat ons net sal sê, Here, hier is ek. Dankie dat U my ontmoet waar ek is. En in daai teenwoordigheid ons krag en ons vrede sal vind. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Familie, ek sê vir jou dankie dat jy saam met my gereis het hierdie week. Ek wil jou vra, as jy miskien aanlyn saam met ons reis, môreoggend 9uur gaan daar 'n boodskap wees hier op ons platform. Skakel in vir daai boodskap. Retief gaan dit vir ons baie mooi bymekaar bring, hierdie week se oordeenkings. Maar ook as jy in Alberton woon, wil jy ons nie kom besoek in persoon nie, by Alberton High School, 9uur die oggend, kom wees deel van Beleef, kom wees deel van 'n gemeenskap van gelowiges, en ons kan nie wag om jou te ontmoet en jou te sien nie. Mag jy 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.